Welkom in ons aanlyn gehoor. Is lekker dat julle ook saam ingeskakel kan wees waar in die wêreld jy ook al is. Mag die tyd wat jy saam by die skerm spandeer meer wees as net skermtyd. Mag dit 'n ontmoeting met die Here wees vir ons wat saam hier is by hierdie geleentheid. Mag dit 'n unieke ontmoeting wees. Tweede week waarby ons stil staan, ons harte voorberei vir dit wat rondom die viering van Paasnaweek gebeur. En ons fokus op die waarskynlik die mees bekende en belangrikste laaste woorde wat iemand geuiter het voor sy dood. Verlede week het ons stil gestaan by die uitlating van Jesus terwyl hulle hom gekruisig het om te sê Vader, vergeef hulle. Vandag kyk ons na die volgende in van Jesus se laaste woorde en ons vind dit in Lukas 23 vers 43 waar Jesus sê ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou dis fenominale woorde waarin ons net weer iets van Jesus se hart en Vader se hart vir mense hoor. Jy onthou en jy ken Johannes 3 vers 16, moenie die impak daarvan verloor nie. Dit sê God het die wêreld en eintlik is die selfs in die Griekse teks, daar's nie sterk genoeg woorde om te beskryf hoe lief God die wêreld gehad het nie. Dat hy sy alles, sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, dis hoe passievol God is oor elke mens op hierdie planeet, dat hulle nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe sal hê. Hierdie mense waarvoor God so lief is, die mense in hierdie wêreld, waarvan Johannes 3 vers 16 praat, kan interessant genoeg in een van 4 kategorieë ingedeel word. Daar's diegene in hierdie wêreld, en ook in 'n gehoor soos hierdie, daar's mense wat in die regte verhouding met God is, wat hom in hulle het, en wat die ewige lewe het, maar hulle is nie heeltemal seker nie. Daar's so 'n tikkie onsekerheid. Dis mense wat veral weens hulle verlede, bly hulle twyfel, altyd half 'n bietjie onseker van, sê nou net, ek het dalk nog nie iets gedoen wat ek moes doen nie. So dis die mense wat hulle is reg met die Here, maar hulle is nie altyd 100% seker nie. Daar's 'n tweede kategorie mense, en dis die mense wat dink hulle is seker, maar hulle is nie reg nie. Hulle glo baie opreg, hulle het hulle godsdiens, hulle selfs aktief in hulle godsdiens, doen baie moeite met goeie werke, en moenie twyfel nie, hulle is baie keer baie opreg, maar hulle is nie reg met God nie. 'n Derde groep, en ongelukkig is dit 'n baie groot groep, en baie mense val hierin. Dis mense wat nie seker is nie, en hulle is ook nie reg nie. Ongelukkig is dit so in ons dag dat min mense, of al minder mense, enigstens eers dink aan God of die ewige lewe. Enigstens bewus is daarvan, dat as ek my laaste asem hier uitblaas, gaan ek die eintlike lewe in. Ons is gemaak, en dit maak nie saak wat jy doen nie, jy gaan vir altyd bestaan. As jy jou asem hier uitblaas, is dit nie die einde van jou bestaan nie, dis net die einde van jou tydelike bestaan op aarde. En as mense wat nie eers dink aan die ewigheid nie, so hulle is nie seker nie en hulle is ook nie reg nie. En dan is daar 'n groep mense wat die bonatuurlike oortuiging ontvang het, bonatuurlik van God af. God se gees getuig saam met hulle gees. Hulle is reg en hulle is seker. Hulle weet hulle verhouding met die Here is reg en hulle het hierdie oortuiging en die vastigheid in hulle om net te weet hulle is seker. Nou hierdie einste misdadiger wat langs Jesus hang wanneer hulle gekruisig is en wat besig is om saam met hom te sterwe aan die kruis, hoor skielik by Jesus hierdie fenominale volgende laaste woorde wat Jesus uiter. Hy kyk hierdie man in die oë en hy sê vir hom, ek verseker jou, vers 43, ek verseker jou. Jy kan seker wees en jy kan reg wees. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Een oomblik het hierdie ou nog daar gehang as 'n brutale misdadiger. Ons weet nie wat sy misdaad was nie, maar dit moes so erg gewees het, want dit is net die ergste oortredings wat met hierdie vorm van teregstelling begroet en veroordeel is.
Maar dan skielik hang 'n persoon wat nie seker en allermins nie reg was nie, in 'n oogwink het iets gebeur en hy is reg en hy is seker. Hy is seker dat wanneer hy nou gaan sterf, dat hy nie meer die eintlike lewe, die ewige lewe ingaan, geskei van God en verdoem is nie, maar dat hy nou die hoofletter lewe in die teenwoordigheid van God kan meebring, of kan meemaak. So hoe het hy dit reg gekry? Hoe het hy dit reg gekry om as ware in 'n oogwink te sien hoe dinge verander in sy lewe? Hy's van 'n veroordeelde na 'n verloste. Van nie seker en nie reg tot absoluut seker en 100% reg. Sodat Jesus vir hom sê, kyk weer na vers 43, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En kan ons dieselfde sekerheid kry? Dat wanneer ons hier sterf, ons by hom sal hoor, welkom, jy kan saam met my hierdie fenominale, volmaakte lewe ingaan. En kan en wil Jesus dit ook vir jou en my in ons dag sê. Kom ons kyk 'n bietjie na die stukkie geskiedenis wat daartoe aanleiding gegee het, voordat Jesus hierdie deel van sy laaste woorde geuiter het. Hoe het dit daarby gekom? Vers 39 van Lukas 23. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom, dis nou vir Jesus gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een. En daar was iets anders aan die ander een. Hy het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit reg en regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En dis op grond van sy reaksie en die uitlatings wat hy gemaak het, op grond van sy laaste woorde, dat Jesus vir hom sê, Jesus antwoord hom, vers 43, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Twee misdadigers saam met Jesus gekruisig, en hulle reaksie is uiteenlopend. Maar wat opvallend is, eintlik verteenwoordig hulle die mensdom. Elkeen van ons is soos die een of die ander een van hulle. Aan die een kant is daar hierdie arrogante misdadiger, aan die ander kant die misdadiger wat uiteindelik hierdie fenominale laaste woorde by Jesus beleef. Hoe dit gebeur? Was hy net lucky? Regte plek, regte tyd? Wat het daartoe bygedra dat hy by Jesus kon hoor? Ek verseker jou. 3 baie belangrike goed wat ons uit hierdie gedeelte uit optel. Eerstens, hy besef en hy erken sy toestand. Dat hy in die moeilikheid is. Dat hy 'n misdadiger is, dat hy skuldig is. Vers 41, maak hy hierdie verklaring. Hy sê, in ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Met ander woorde, ek is skuldig. Ek verdien nie die straf. En hy's eerlik, hy besef en erken dat hy nie gedoen het wat reg is nie, dat dit wat hy gedoen het verkeerd is, nie net in die oë van die wet nie, maar verseker ook in die oë van God, dat hy 'n wetsoortreder is, dat hy straf verdien. Interessante is, die meeste mense doen nie sommer nie. Ons erken nie sommer dat ons fouteer. Die meeste mense is van mening, ek is nie 'n slegte mens nie. Ek is eintlik 'n goeie mens. Ek probeer hard, doen my uiterste bes. Dink die meeste van ons kan ons hand opsteek en sê ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Ek betaal my belasting, meeste van die tyd. Ek's regtig nie te sleg nie. En eintlik is daar iets in almal van ons wat selfregverdigend is. Almal van ons sien nie sommer ons foute en die feit dat ons eintlik soveel keer die doel van ons lewe mis en die plan wat daar met ons lewe is en
dit wat ons eintlik met ons lewe moet bereik en ons mis dit partykeer 180 grade, maar tog wil ons onsself regverdig van ag ek is nie so bad nie. En allermins sien ons nie sommer ons behoefte na God en nog minder ons behoefte aan 'n verlosser. Net om jou te oortuig, doen gou die volgende oefening saam met my. En ek wil hê jy moet absoluut eerlik wees en gou saam speel. Hande op. Wie van julle het al ooit in jou lewe 'n leuen vertel? As jy nie jou hand opsteek nie, is jy besig om 'n leuen te vertel, maar dis jou saak. As jy al 'n leuen in jou lewe vertel het, wat maak dit jou? 'n Leienaar. Eerens het jy al 'n leuen vertel, iets wat nie waar is nie. So kom ons sê dit, soos dit is, jy's 'n leienaar. En so ek ook. Tweede ene. Wie van julle het al ooit iets gesteel? Minder steek hulle hande op. So dit beteken dat die res van julle jou lewe lank nog jou volle tiende aan die Here betaal het. Maleagi sê, as ons dit weerhou, steel ons van die Here. Wat maak dit van jou as jy al iets gesteel het? 'n Dief. Derde vraag. Hoeveel van ons moet erken dat ons al iets belangriker geag het as die Here? Dat die Here nie nommer 1 in ons lewe was. Kan jy daarop eerlik wees? Die Bybel noem dit 'n afgod. So wat maak dit van ons? Afgodsdienaars. So kan ek net vir die ouens op die skerm sê, dank die Here, julle is nie hier nie. Want hierdie is 'n samekoms van liegende, stelende afgodsdienaars. Beteken dit, as ons hierdie goed al in ons lewe gedoen het, dat ons 100% reg is voor die Here? Verseker nie. En ons verdien ook nie dat hy ons naby hom kan toelaat nie, want hy is 'n heilige God en niks foutief, niks besoedel, niks sondig kan ooit in sy teenwoordigheid kom nie. So ons is skuldig. So jy sien, as ons net begin dit eerlik analiseer, kom ons agter, dis 'n groot gemors. En dit impliseer moeilikheid, want jy sien, hierdie lewe waarin ons nou is die tydelike lewe. 'n Regverdige God gee vir ons 'n kans om te sê, ek wil julle nie die hele ewigheid by my en my teenwoordigheid hê, as dit nie jou eerste keuse is en jy my kies omdat jy my liefhet nie. So ek het 'n tydelike lewe vir jou, waar die voorportaal is as ware van die eintlike lewe. Kies, is jy vir my of is jy teen my? Maar in hierdie proses, omdat ons gekies het om teen God te wees, dis in almal van ons se DNA. Niemand het jou geleer om nydig te wees en om selfsugtig te wees en om verkeerde goed te doen nie. Dit kom net van self. Wat is die gevolg daarvan dat ons hierdie verkeerde neiging, hierdie sondige natuur in ons het? Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die gevolg of die loon wat die sonde gee, is die doodstraf. Daar's 'n doodsheid wat vir elkeen van ons wag, want ons kan nie in die lewe van God deel in die eintlike lewe wat voorlê nie. Beide misdadigers wat weerskante van Jesus gekruisig was skuldig bevind. En hulle kry nou die verdiende teregstelling van doodstraf deur kruisiging. En nou in daai bykans geskiedenis sê dit was altyd min of meer vandat 'n persoon aan die kruis vasgespijker is, so 6 ure voordat hulle laaste asem uitblaas. Terwyl hulle daar hang, het beide van hulle presies dieselfde beleef. Die intense lyding aan die een kant, maar ook daai besef van ek gaan nie hier afkom totdat ek dood is nie. Tog het die een sy behoefte besef. Die ander een glad nie. So wat een is jy? Besef jy hoe nodig dit is dat iemand jou kom help om van die rekord tussen jou en God, van die verkeerde dade wat teen jou naam staan, om jou daarvan te red, om jou te verlos. En moontlik redeneer jy maar, gelukkig geld dit nie vir my nie. Ek was immers nooit regtig so 'n slegte mens nie. God se woord stel dit onomwonde. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig. So what? Kyk na die gevolg. En ons het nie deel
aan die heerlikheid van God nie. Ons kan nie naby hom kom nie. Ons kan nie regtig iets van hom in sy volheid beleef nie, as gevolg van die muur wat sonde tussen ons en God veroorsaak het. Maar dan kry die een misdadiger die versekering by Jesus, dat hy saam met hom in die paradys sal wees, dat hy die ewige lewe kan beerwe. Hoekom? Nommer 1, want hy het sy skuld besef. Hy het erken, ek hang hier want ek het gesoek vir moeilikheid. Tweedens, die misdadiger sê, hy bely, hy bevestig, dat Jesus die oplossing is, dat Jesus die een is wat hom uit hierdie gemors kan verlos en kan red. Vers 40. Hy sê vir sy mede misdadiger of veroordeelde, die arrogante een, hy sê vir hom, is jy nie bang vir God nie? Besef jy nie waaroor dit gaan nie? Ons het ons lewens dalk gelewe, dink keer, traak my nie agter, gedink dis nie belangrik nie. Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, wat ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hierdie man is anders. En hierdie een misdadiger, die een wat uiteindelik verlossing en redding ervaar, hy kom tot die besef dat hierdie persoon tussen hulle, daar's net iets anders rondom hom. Hy hang hier sonder enige geldige oortreding, hy sonder enige sonde. Terloops, dis opvallend, hoe dikwels Jesus se andersheid tydens sy aardse lewe bevestig is. Onthou jy toe Jesus uit die doopwater uit opkom, hoor die mense God se opinie oor wie Jesus is? Hulle hoor hierdie stem wat sê, hierdie is my geliefde kind, in wie ek welbehaag het. Nader aan die kruisgebeure, Judas, nadat hy Jesus verraai het, maak die stelling om te sê, o griet, ek het onskuldige bloed verraai. Pilatus se vrou, sy kom tot die insig dat hulle nie die onskuldige man iets moet aandoen nie. Nadat Pilatus toe te laat Jesus vir die gruwelike foltering van kruisiging uitgelewer het, moes hy erken, vind geen fout met hierdie man nie. Paulus kom later en hy skryf vir ons in Filippense wie Jesus is. Hy sê hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom ons vasklem nie, maar hy het homself verder verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, elke tong sou erken, Jesus Christus is heerser, is Here. Hy's die redder, hy's die verlosser, hy's die koning van konings, hy's die heerser van heersers, hy's God se oplossing om ons uit ons gemors uit te kom haal. Hierdie andersheid van Jesus, gebore, koning van die konings, maar nie gebore in 'n paleis nie, nie omring deur diensknegte nie, maar gebore in 'n stal, omring deur diere. Wanneer hy sterf, is dit nie op 'n troon nie, maar op 'n kruis. Nie met 'n kroon van goud nie, maar met 'n kroon van dorings. Nie omring deur aanhangers en onderdane nie, maar vyande en misdadigers, sonder dankbetuiging en erkenning, eerder beskuldigings en verwyte kom na sy kant toe. Maar wanneer hy sy laaste asem uitblaas, dan erken selfs die omstanders en die manne wat hom gekruisig het, maak die stelling om te sê, waarlik, hy is die seun van God. Wie sê jy is Jesus? Erken jy hom? Erken jy dat hy die lam van God is, wat ook my sonde op hom wil neem en my skuld wil betaal en my wil kom vrymaak? Jesus het hierdie vraag verskeie male tydens sy aardse lewe en bediening gevra. Matteus 16 vra hy vir sy naaste volgelinge, vers 15, hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? As Jesus vir jou daai vraag moet vra,
Het jy al by die punt gekom waar jy vir hom en in jouself dit uitgemaak het om te sê, ek weet wat hy vir my beteken. Hy's nie maar net nog 'n godsdienstige karakter nie. Hy's nie maar net een van die vele persoonlikhede in die Bybelstorie nie. Saam met Simon Petrus, vers 16, Simon het geantwoord, U is die Christus, die redder, die verlosser, die een wat finale heerskappy het, nie net oor lewens nie, maar ook oor dood en doodsheid en sonde. Hy's die Christus, die seun van die lewende God. Wie is Jesus volgens jou? Die misdadiger wat erken het, hy's die Christus. Hoor uiteindelik, laaste woorde by Jesus. Dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my. Sal jy saam met my wees. Derdens, hierdie misdadiger kry vryspraak en hy kry sekerheid. En al wat hy gedoen het, derdens, as hy bid Jesus om genade. Vers 42, verder sê hy, Jesus, dink aan my. Dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Die algemene siening is dat om ewige lewe te beerwe, al is jy 'n goeie mens, moet jy nog baie goeie dade verrig en jy moet moeite doen om te bewys dat jy 'n goeie mens is. As dit die geval is, as jy deur net 'n goeie mens te wees en die skaal kon laat tip deur meer goeie werke te hê as slegte dade en foute en tekorte, dan het Jesus verniet gesterwe. Maar Jesus het geweet, daar's geen ander manier waarop die mensdom gehelp kan word nie. Hulle doodstraf moet betaal word, en of hulle betaal dit self en hulle is geskei van God vir die res van die ewigheid, of hy kom betaal dit. Hierdie misdadiger wat vergifnis ontvang en versekering kry vir die ewige lewe, is aan die kruis. Hy kan nie enige goeie dade doen nie, al wou hy. Sy hande is vasgekap, letterlik. Hy kon niks doen om God se guns te verwerf nie. Hy kon niks doen om in God se goeie boekies te kom nie. Hy kon nie sê, wel, ek gaan gedoop word, of ek gaan by 'n kerk aansluit, of ek gaan een of ander nuwe godsdienstige ritueel begin nie. Al wat hy kon doen is om hom te verlaat op die genade van die verlosser, Jesus Christus. Paulus herinner ons later in Efesiërs 2, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered. Deur julle vertroue daarin te plaas, deur geloof. Hierdie redding, hierdie feit dat jy uiteindelik kan sê, ek seker en ek is reg, dit kom nie uit julleself nie. Dis 'n geskenk, dis 'n gawe van God. Kom nie deur julle eie verdienste nie, daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So jy word nie vrygespreek op grond van goeie kultuur of herkoms of opregte godsdiens of goeie dade en pogings nie. Jou vryspraak is hierdie geskenk. Op grond van Jesus se genade, onverdiende guns wat hy vir jou gee. Al wat die misdadiger gedoen het, was om Jesus te bid. Jesus, dink aan my. En Jesus het met die grootste deernis vir hierdie persoon wat nie kan presteer nie homself kan bewys nie sy godsdiens beter kan beoefen of goeie dade kan verrig en by 'n kerk aansluit en iets doen om sy skuld terug te betaal nie. Al wat hy kon doen is om sy geloof te plaas en te sê, ek glo hierdie is die oplossing. Jesus, ek pleit by u, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En dan beleef hy die genade van hierdie onverdiende geskenk. En skielik klik iets in sy gees en hy besef, ek's reg en ek is seker van 'n ewigheid saam met hierdie einste Jesus. En dis dan wanneer Jesus vir hom sê, vers 43, Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vraag vanoggend is, ek vra nie hoe goeie mens jy is, hoe goed jou godsdiensgeskiedenis en kultuur en herkoms en jou kennis van die Bybel nie. Die vraag is, het jy hom al gevra vir genade?
Het jy hom al gevra om die een te word in jou lewe wat hy vir die wêreld wil wees? Die een wat sê, ek wil jou rekord kom uitwis. Ek wil jou skoon en rein, heiliger voor Vader kom stel as die dag toe jy gebore is. So dis eenvoudig. Die oomblik as ek eerlik begin raak met myself en nommer 1 besef my skuld. Besef ek is in die moeilikheid. As ek voor God moet staan en vir hom verduidelik hoekom hy in hierdie volmaakte ewige lewe moet toelaat, op grond waarvan, wat is my claim, wat is my aanspraak dat ek volmaak is almal van ons in die moeilikheid. Maar kan jy jou indink dat jy nou reeds kan leef met die regte, met die wete jy's reg en jy's seker? Want by die oordeelsdag wanneer jy voor die troon verskyn en Vader vir jou sê, is jy volmaak? Dan kom tree Jesus tussenin en sê, Vader, hy het sy lewe vir my gegee, ek tree nou op as sy advokaat. Dis nie net my kliënt nie, dis my kind. Ek verteenwoordig hom. Ek het betaal, want hy of sy het gevra. Hy of sy het bely en erken en bevestig dat ek maar hulle verlosser kan wees. Hulle kan verteenwoordig by U. As die middelaar, die een wat tussenin kom staan. So wie terloops is Jesus volgens jou? Is daar hierdie sekerheid in jou, hy's my verlosser, en jy sien die prentjie van 'n God by wie ons nie kan uitkom nie, en Jesus wat sê, ek kom verander my kliënt, my kind se status van so 'n aard, dat Vader al vir Jesus een kant toe druk en sê, welkom my kind, kom sit op my skoot. Ek sien jou as 'n koningskind. En al wat dit vra is, hierdie 3 dinge. Het ek hom al gebid vir genade. Jesus, dink aan my. Want my vriend, ek en jy is soos een van daai 2 misdadigers. En beide misdadigers toevallig het Jesus erken. Die brutale een, kyk vers 39. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster, deur vir hom te sê, en hy erken, is jy dan nie die Christus nie? Jy is mos die een wat wonderwerke doen, jy is mos die bonatuurlike figuur en entiteit. Red jouself en ons ook. Maar wanneer hy sterf, het hy nooit by Jesus gehoor, vandag sal jy saam met my in die paradys wees nie. Jy sien, dis nie outomaties, omdat jy saam met Jesus is, dat jy saam met hom in die paradys gaan wees nie. En hy mis die paradys, hy mis die ewige lewe. Hy mis dit waarvoor Jesus vir hom betaal het. So wat verg dit? Wat verg dit om saam met hom die volmaakte vir altyd lewe te bekom? Besef en erken. Jy is nie foutloos nie. Jy gaan voor God verskyn vir jou oortredings en dit wat skeiding gebring het tussen jou en hom. En dan gaan jy in die moeilikheid wees. En bely dit voor hierdie een wat sê, ek wil jou middelaar wees, kan ek namens jou optree? En wanneer hy hand opsteek en sê, kan ek jou help, is dit 'n deurboorde hand wat vir jou wil herinner, hoe ongelooflik baie hy vir jou omtree. En dan bely en erken en bevestig jy dit, dat Jesus is die enigste oplossing. U is my middelaar, u is my ticket. Ek wil aan u vashou. Jy is soos een van hierdie skuldiges langs Jesus. Watter een is jy? Die een het hom verwerp, die ander een het homself aan Jesus onderwerp. Gebid vir sy genade. En vir so 'n persoon sê Jesus, vers 43, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my wees. Terug na die begin toe van die 4 kategorieë. In watter kategorie val jy vanoggend? Hier's 'n klomp van ons wat hier sit, en jy het al, en iets in jou gees klik, en jy besef net, maar ek het al besef, sonder Jesus is ek in diep dinges. Ek is in die gemors, ek het 'n verlosser nodig. Here Jesus, ek gee my lewe vir U.
maar jy is nog steeds onseker. Wil jy nie vanmôre net weer kom en daai geskenk van lewe, want hy gee vir ons 'n gawe, maar 'n gawe wat iemand gee beteken nie jy het dit nie. Jy moet dit vat. Jy moet dit oopmaak, jy moet dit joune maak. Kom vat daai geskenk van lewe. Maak dit joune. Begin om intentioneel dankie sê vir al in hierdie seisoen waar ons is en waar ons herinner word vir al die simboliek van die kruis. Here, dankie dat daai kruis my identiteit verander het. Dankie dat ek nie meer 'n veroordeelde en 'n verdoemde en 'n sondaar is nie. Dankie dat U my verander het. My title has changed from sinner to saint. God kyk na my en hy sien jy's heilig. Nie op grond van iets wat jy gedoen het nie, maar op grond van Jesus wat nou voor jou kom staan tussen jou en God as middelaar. Begin leef vanuit daai identiteit en mag jy reg wees, maar mag jy ook seker wees. Dis 'n klomp wat dalk hier sit vanmôre en jy dink jy's seker, maar jy weet jy's nie reg nie. Jou sekerheid is nie gegrond op Jesus se vryspraak nie, dis gegrond op daai vaal hoop van ek hoop my goeie werke is baie meer as die slegte goed in my lewe. Kan ek by jou pleit, moenie jou laaste asem uitblaas en die onaangename verrassing beleef om by Jesus te moet hoor, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Maak reg. Wees seker. Miskien is jy vanmôre in die derde kategorie, jy is nie seker nie en jy weet jy's ook nie reg nie. Vandag is jou kans. Vandag is jou kans om te besef, Here, ek is regtig diep in die moeilikheid. Ek besef en erken my skuld. Ek kom bely vandag en ek kom verklaar, ek kan op geen ander manier by God uitkom nie. Ek het 'n middelaar nodig, ek het 'n verlosser, ek het 'n redder nodig. Jesus, word U my verteenwoordiger. En die ruiltransaksie vind plaas. Ek gee my lewe vir U en U gee die lewe vir my. En ek bid Jesus om genade. Jesus, dink aan my. In 'n oomblik gaan ek jou 'n kans gee om tot die Here te bid as jy vanmôre in daai kategorie val. En mag jy die bonatuurlike getuienis in die kern van jou menswees beleef, dat die Gees van God saam met jou gees getuig dat jy 'n nie net soort van oukei is nie. Mag jy iets beleef van ek is seker dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek's 'n kind van God. Mag jy in jou gees beleef dat Jesus vir jou sê, ek verseker jou vandag sal jy saam met my hierdie ewige lewe belewenis ervaar. Hier's 'n klomp van julle wat dit reeds gedoen het. Mag jy vanoggend net weer die bevestiging van God se gees ervaar. Jy's reg en jy's seker. Wanneer laas het jy hom gedank? Of het jy gewoond geraak aan die status? Het jy gewoond geraak aan die titel? Ag, ek's nog maar net 'n kind van die Here. Wanneer laas was jy in 'n ek wil amper sê in 'n diep bewoe ontsag om te besef ek het dit nie verdien nie. Baie keer kan ons op autopilot 'n lied sing soos Amazing Grace. Wanneer laas het daai lied jou geraak dat die trane loop? Om te besef, was dit nie vir sy genade dat hy aan my gedink het nie. That saved a wretch like me. I once was lost. Wow, but now I'm found. Dank hom vir daai groot geskenk. Kan ek jou uitdaag, as jy reg en seker is, leef soos iemand wat vrygekoop is. Vir wat wil jy leef nog soos 'n sondaar as hy jou 'n saint gemaak het? Vir wat wil jy nog steeds voortsukkel om soos 'n geestelike boemelaar in 'n klomp goeters en gemors vasgevang te wees, terwyl hy jou opgelig het tot die status van koningskind? Christus is in jou, jy's in hom, leef anders. Leef as sy verteenwoordiger, ego sy leefstyl. Word 'n replika van hom. En leef dankbaar vanuit jou nuwe identiteit. Dankbaar met 'n nuwe bestemming in die oog. Dankbaar vir 'n nuwe burgerskap. Want jy's in hierdie wêreld, jy's nie meer van hierdie wêreld nie. Maar wow, mag hy ook iets in jou hart wakker maak om te besef, terwyl ek hier is my hart vir die wêreld. Om elke persoon wat nie reg en nie seker is nie, na Jesus toe te nooi, sodat hulle kan hoor, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my ewige lewe beleef. As jy na hierdie boodskap luister en jy sê vandag, ek's nie reg nie,
Ek is nie seker nie. En nie saam met my bid. En vanoggend vir die Here vertrou dat hy hierdie unieke dag, hierdie unieke woord in jou hart gebruik en jou van binne af radikaal kom verander. En dat iets in jou gees klik, die doodsheid, die vakuum wat daar is skielik gevul en die onsekerheid is weg en die veroordeling van ek weet ek's nie reg nie, ek weet ek's nie 'n goeie mens nie, alles het hy eenkant toe geskuif en met onverdiende guns jou kom verander om te sê, jy's myne, ek aanvaar jou 100% soos jy wil en as ek na jou kyk, sê Vader, dan kyk ek jou deur die lense van Jesus Christus en ek sien jou foutloos, sien jou sonder 'n rekord. In my oë sê Vader, het jy dan nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Hoe kom ek daarby uit? Erken die verlosser. Erken jou skuld en bid hom vir genade. As dit jou gebed is, kom ons sluit ons oë, kom ons bid saam. En jy kan net daar waar jy sit, saggies in jou hart, hierdie volgende agter my aanbid. Here Jesus, jy het vandag met my gepraat. Ek erken ek het verlossing nodig. Ek het sonde in my lewe. Dit skei my van U. Ek erken dat U die verlosser is. Word ook my verlosser. Dankie dat U vir my betaal het. My doodstraf op U geneem het. Kom vra hy vandag vir genade. Vergewe my verlede. Dis my skuld uit. Verander my identiteit van sondaar na kind van God. Word die bestuurder van my lewe. Neem beheer oor. Word my heerser. Verander my in 'n ambassadeur. Help my om 'n replika te word. En soos U te lewe. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie vir vryheid. Kom woon nou in my. Kom vul my met U Gees. En mag my lewe vorentoe radikaal anders wees. Want ek is in Christus en Christus is in my. Here, en dan kom bid ek. Kom bid spesifiek vir die mense wat hierdie gebed bid. Dankie dat U woord beloof, hy wat die seën het die lewe. Mag individue vandag hier uitstap met iets anders as waar nuwe elektrisiteit in hulle stelsel aangeskakel is. En die teenwoordigheid van U seën in ons vir ons herinner en dit moontlik maak dat ons op 'n ander manier vanuit 'n ander hoek na 'n ander rigting kan leef as die ou leefstyl waarmee ons hierdie wêreld ingekom het. Dankie dat U ons voorberei vir die volmaakte en die eintlike lewe wat voorlê. Ek kom bid vir diegene wat reg is, maar wat gepla word deur onsekerheid. Mag die greep en die beskuldiging wat die sielevyand op mense se harte en lewens het, gebreek word in die naam van Jesus en hulle self nie oopstel vir die leuen van waarmee hy ons wil besoedel nie. Maar mag hulle oopgestel word vir die waarheid en mag die waarheid vrymaak. Die waarheid dat as ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel, die ou dinge is verby. Bring vryheid, bring oorwinning. Kom bid vir diegene van die kinders wat U as verlosser aangeneem het, maar ons leef meer soos die wêreld as soos U verteenwoordigers. Ons verteenwoordig eerder die duisternis, die magte van die duisternis as die koninkryk van die lig. Bring U vir ons nuwe deurbrake en nuwe oorwinning. Dankie vir hierdie woorde wat U uitgespreek het aan die kruis en dat dit steeds vandag op elkeen van ons van toepassing kan wees. Dankie dat U vir ons in die oë wil kyk en sê ek verseker jou. Vandag sal jy saam met my hierdie nuwe leefstyl, hierdie nuwe lewe ervaar. Dankie dat die ewige lewe nie vir ons wag die dag as ons laaste asem uitblaas hier nie. Dankie dat ons nou reeds die lewe van Christus in ons kan beleef. Dankie vir daai wonderwerk. Mag U deur U Gees dit in ons nie net kom aktiveer nie, maar selfs in ons emosies die opgewondenheid bring van die voorreg om die lewe van Christus te kan lewe. En mag ons leefstyl nie net lekker wees en groter sin in ons aardse bestaan gee nie,
Mag ons leefstyl U trots maak, dat die kruis die moeite werd was, want hierdie mense vir wie U betaal het ja gesê, dat U hulle kan verteenwoordig, en dat ons saam met U die ewige lewe kan ingaan. Kom vandag U ons, mag U hand van seën en genade oor ons wees, mag hierdie week en die volgende paar week en 'n half, wat ons voorberei op pad na Goeie Vrydag toe, mag ons harte gevul word met 'n nuwe dringendheid, 'n dankbaarheid en 'n doelgerigtheid, om voluit te lewe vir U, because you're worthy of it all. Ons bid dit in die naam van Jesus en almal sê, Amen.